Goeiedag luisteraars. My naam is Boxer Kotse van Vredenburg in die Weskus. Ons kom nou by die 10de gedeelte van my getuienis. Die Here my gelei het op hierdie pelgrimstog tot vandag toe. En die dinge wat die Heilige Gees my geleer het deur die woord. En daarom ek kan nie baie goed praat nie, maar ek haal die woord aan en die interpretasie daarvan te verstaan, waar ons verlede keer nou gepraat het oor die uittog van Israel uit Egipte, ons uittog uit die slawerny van sonde, deur die Rooi See gegaan het en in die woestyn gekom het en toe die opdrag gekry het om deur die Jordaan te gaan. En dat is waar ons opgehou het, waar Josia die volk deurgelei het deur die Jordaan en terwyl hulle gesond geword het na die besnydenis daar, nou let wel, kyk die wonderlike ooreenkomste wat die Here vir ons daar gee. Hy praat van besnydenis van die hart aan die een kant geestelik en hy praat van die besnydenis van die vlees aan die ander kant, waar die Jode is die volk na die vlees en die kind van die Here is volk na die gees. As ons nou die Nuwe en die Ou Testament met mekaar vergelyk. Baie ander plekke in die woord wat dit dan ook vir ons so verduidelik. Maar in elk geval daar het Josia daar in die vlaktes van Jericho gestaan, terwyl hy daar uitstap uit die kamp uit en toe sien 'n man staan wat geklee is soos 'n leeroewerste en hy gaan na hom toe en sê vir hom, vir wie is u? Vir ons of teen ons? Toe sê hy, nee, maar ek is die leeroewerste van God. En onmiddellik toe hy dit besef, toe val hy neer. En die leeroewerste van die Here sê vir hom, trek jou skoene van jou voete af want jy is op heilige grond. En in die neerval van hom dui vir ons aan die oorgawe wat plaasgevind het, want hy het iemand gehad om te lei in Kanaan. Hy was onbekend met Kanaan in die reuse, in die opsig dat hulle net op geloof gegaan, want daai reuse kon jy nie wen nie, behalwe is die Here nie in die saak betrokke was nie. En dit is soos die sonde is vandag. En in almal van ons lewens deur die eeue heen, hierdie hart wat ons ontvang het by ons geboorte, die sondige natuur. Want as ons dan sien, soos ek laaste aangesny het in gedeelte 9, want ek wil die goeie doen, maar die kwade is aanwesig, en dan sê Paulus, maar dit moet verander word, want dit is nie meer jy wat die sonde doen nie, maar die sonde wat in jou woon. Romeine 7 vers 20. En nou sien ons dat ons kan nie, die mens kan dit nie in sy vleeslike hoedanigheid doen nie. Al is jy gered, jy kan nie. Dis hoekom ek in my getuienis dan, na ek my sondes bely het, 14 jare verlore seun geword het, omdat ek hierdie kennis nie gehad het nie. En net besef het, maar ek kan nie so aangaan nie, hoe kan 'n mens die Here dan so dien? Nou, dit is nie verkeerd as sulks nie, want dit is 'n proses wat ons moet deurgaan. Dit gebeur met almal. Ja, is die gevalle soos Petrus en die disippels met die uitstorting van die Heilige Gees wat plaasgevind het, maar hulle moes ook wag. Hulle 3 en 3,5 jaar saam met Jesus geloop en toe moes hulle wag in die boventrek, ek dink 50 dae voordat hulle gedoop is met die Heilige Gees. En Petrus sê dan vir hulle wat gebeur het. Hy sê hy het hulle harte gereinig deur die geloof. Handelinge 15 vers 9. En hulle vervul met die Heilige Gees net soos vir ons. Nou dit is dan wat moet plaasvind. Josia het dit besef. En as ons dan die voorbeeld vat dat die kind van die Here kom by hierdie Genesis 15 en doen dieselfde as Abraham, hy maak die 5voudige offer, gee alles oor aan die Here om met hom te werk en om te verander. Daar sien ons daar gevind 'n wonderlike ding vind daar plaas. Want hy sê in Kolossense 3 vers 3, ons het gesterwe, nou is ons lewe saam met Christus verborge aan God. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Nou, dis in die krisis oomblik van oorgawe, van totale oorgawe wat nou gebeur. Sterf jy aan jouself. Dis eintlik moet in die doop al plaasgevind het, indien jy die kennis gehad het om te doen, om so te glo, wil ek amper sê. Maar hierdie proses wat die Here in die pad wat hy ons opvat, maak dan vir ons baie duidelik die prosedure. En hy sê aan die hand van die Ou Testament in Jesegiel 36 vers 26, hy sal
die hart van klip as jy uitsny en ons 'n hart van vlees gee. Wat dan in die Nuwe Testament sê, hy gaan die sondige natuur uitsny. Die sondige natuur wat ons laat sondig, die erfsonde wat ons ontvang het, uitsny en ons 'n goddelike natuur gee. 2 Petrus 1 vers 4. Die sondige natuur uit, Romeine 7 vers 20, die goddelike natuur, 2 Petrus 1 vers 4. En dan stel hy ons voor aan ons hemelse leeroewers soos hy in Josia gedoen het in die vlaktes van Jericho. Soos Jesus dan gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, maar onthou, ek laat julle nie as wese agter nie. Ek stuur my ander self die Parakletos, die Heilige Gees, om julle te leer alles wat ek julle geleer het en julle te lei. En dit is nou die wonder wat dan plaasvind, want die wonder is dit in Kolossense 2 vers 11. Want as ons daar op baie posisie van totale oorgawe kom, dan besny ons hart met die besnydings van Christus, wat nie met hande verrig word nie. Nou, dit gebeur net as jy 'n totale oorgawe maak, dat hierdie hart van die sondigheid natuur uitgesny word, hierdie goddelike natuur ontvang, sodat kan gebeur wat Petrus gesê het, Handelinge 15:9, hy het hulle harte gereinig en hulle vervul met die Heilige Gees deur geloof. En dit is dan wat die kind van die Here kom in hierdie proses, en wat dan gebeur, hy besny jou hart en dan stel hy jou voor aan jou hemelse leerowerste, die Heilige Gees, wat jou dan daarvan af leer, want Jesus sê, hy sê die Heilige Gees julle leer wat ek julle geleer het en julle lei so ek julle gelei het. En dan vra ons, Here, hoe doen u dit dan? Klink so onmoontlik, want as ons kyk na wat een van die belangrikste gedeeltes in die woord sê, in Kolossense 1, 2 en 3, sê die verborgenheid wat verborgen was, wat nou geopenbaar is Christus in julle, die hoop van die heiligheid. En dit is nou ter verduideliking van Christus in julle, Kolossense 1, vers 27, wat hy dit sê. En dan sê hy dan, hoe hy dit doen, totale oorgawe, wat gebeur dan as jy dit doen, besnydenis van die hart, wat hierdie goddelike natuur gee. En nou lei die Heilige Gees jou op hierdie pad voort, om dan begin heiligmaking nou werklik, begin heiligmaking, waarsonder jy die Here nie sal sien nie. En daarom is dit so belangrik, dat 'n mens bewus is daarvan, dat, of moet kennis dra daarvan, om dit te kan doen. Daar is weliswaar mense wat op ander maniere dit deelagtig word, maar as jy vir die persoon sou vra, ek begeer dit wat jy het, dan sê jy, ou broer, dit het met my gebeur, my suster, maar ek kan nie vir jou verduidelik hoe nie. Dis hoekom die Here sê, hoe die Heilige Gees ons leer. Hy leer ons in die hand van die woord. Hy sê, deur Petrus sê, in 2 Petrus 1 vers 2, genade en vrede voeg ek aan julle toe, deur die kennis van God en Jesus Christus. Want julle moet ontwikkel na 'n plek van alle rykdom, van die volle versekerheid van insig, van die verborgenhede van God, die Vader en van Christus, aan wie alle skatte van wysheid en verborgen is. Want hy sê, weens 'n gebrek aan kennis gaan my volk te gronde. Dis die ding. En in Hebreërs 3, 4 en 5 spreek hy ons skerp aan rondom hierdie saak. Dis 'n geweldige prioriteitssaak by God hierdie, want anders kan jy nie die eindproduk word nie. Jy kan nie voorgestel word as 'n reine maagd sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar heilige sonder gebrek vir hom nie. En dis hoekom almal wat die Here werklik wil dien, gees en waarheid en diepte en alles, die volle erfenis ontvang en uitlewe in 'n lewenswyse, moet kennis dra daarvan om dit na te volg. En dan sê hy, op 'n volhoubare wyse. Want waar hy gesê het, jy sterf aan jouself dan aanvanklik, sê Paulus dan op die eind van die dag. Wat sê Paulus op die eind van die dag? Sê, ek sterf daagliks. Want hy sê in Filippense 3, vers 9 en 10, vers 10 althans, sê hy, want die geregtigheid wat ons ontvang het van God, die Christus Jesus, daardeur ken ons nou Jesus in die krag van sy opstanding, ons lewe in die krag van sy opstanding deur die Heilige Gees, in gemeenskap met sy lyde, terwyl ons as jy doodgelyk vir hom word. Hierdie drieledige opvoedingsproses moet plaasvind. Nou as jy dit nie weet nie, dan weet jy nie soos Paulus gesê het, Paulus sê ek sterf daagliks.
Ek neem my kruis daagliks op, ek verloon myself en ek volg hom. Dit wil sê, as die Heilige Gees my bewus maak van iets wat na vore kom, wat hy my bewus maak van, dan moet dit in die lig gebring word, moet aan die bloed gebring word, 1 Johannes 4:7, dat hy ons kan was met sy bloed, in hierdie proses. So, dit is dan nou vandag se gedeelte, om dit 'n bietjie klarigheid vir u te gee, en ek sal aanbeveel, dat jy 'n bietjie die woord sal nagaan, self vergewis van hierdie feite, en dit dan ook nou sal navolg, as jy werklik die Here wil doen, en besigheid met hom bedoel, en 'n verhouding met hom wil hê. Baie dankie dat jy geluister het, tot ons weer sien, alles van die beste, en die Here seën u.